In hierdie week se klets, Petrolkoppe, pielevleg en skaramoesjes. horings en ons het eksklusiewe beeldmateriaal. Dis klets. Kyk hoe ek nog jong was. My ouma het altyd gesê, daai het my weer verjaardag toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, dit is almal net. Dis die 3de Junie, die 6de maand van 2026, Colleen. Hier is ons nou, Hier is ons halfpad, nou. amper halfpad deur die jaar. Ek weet nie of dit 'n goeie of 'n slegte ding is nie. Ag, dit is maar wat dit is, Matthys. Ons is nou hier en we gotta do it. So ek sê maar, wees maar present. Ek en jy is lekker pars uit die bos uit met 'n moerse babbela. Wel, ek het 'n moerse Ek wil babbela. sê, ek ruik vuur orals. Dis heerlik, dis heerlik. En dankie dat jy my tot in my tent gekry het gisterand. Ek het groot waardering vir jou. Dit was my beurt. Verlede jaar was dit jou en die Rangers se beurt geweest. So ons maak beurte. Maar ja, dit was 'n moerse lekker experience. Ek moet sê dit is goed vir 'n mens se siel om elke nou net bietjie in die bos te wees. A change of scenery. Ja, ek is maar oor die lodge wat ons nou by was. Monkena. En- En Dinokeng, so as jy naby Pretoria, Johannesburg bly, dis 'n uur en 'n halfuur van Pretoria af, 40 minute, uur en 'n half van En gaan Joburg af. bederf vir jouself, Matthys. Weet jy, voel dit vir my? Dit voel vir my van die oomblik wat ek uit my kar uit klim daar by ek nie te dink reception. nie. Dink ek niks Ja. meer nie. Die Rangers kyk na my, almal dink vir my, almal anticipate wanneer gaan ek honger wees? Wanneer is my doppie amper klaar? Dis regtig, dis baie moeilik om nou weer aan te pas en goed vir jouself te doen once you return. Ek meen ons was ook vir 'n 60ste verjaarsdag daar gewees wat 'n groot gedoente was en 'n beautiful experience. En die vriendin van ons doen dit al vir 25 jaar wat sy elke jaar haar verjaarsdag daar hou. Ek moet ook sê ek dink haar attention to detail hoef jy ook nie te dink nie. Nee. Want alles is in 'n program voor die tyd uitbeplan. Ja, sy dink dit al vir uitgeplot. 6 maande prior to die event. Dink sy nou al die goedjies uit en beplan elke liewe detail op 'n Excel spreadsheet en ja. En stuur vir ons elke nou en dan soos reminders en 'n week voor die tyd wat is die temperature en onthou jy moet Ja, ons hierdie het aantrek. temperature gekry. Yes, Dit is wat dit Saterdag gaan wees, dis wat dit Sondag gaan wees. dis die Ja, tipe van Matthys, vriende ek moet saam met wie jy wil weggaan oor 'n naweek. Ek het regtig meer geld nodig te hou, Ja, dit is 'n klein bietjie luks, want ek sal like om dit elke naweek te doen. maar Vir my siel. maar ons kan nie. Maar later gaan ons 'n bietjie meer praat oor Mongena en 'n moerse nice experience wat ek en jy gehad Wat ons het. gister gehad het. Wat ons gister gehad het. Ja, so Ja, vandag is life-changing. Sondag, dis die 31ste Mei in ons wêreld en jy luister op 3 Junie na Klets. En ek nurture my babbelas. En jy doen 'n goeie Cheers, julle. job. Jy doen 'n goeie job. So 'n paar ander interessante stats oor 3 Junie. In 1976 het Bohemian Rhapsody van Queen goud gegaan. Iconic. Song. So dit is 'n epic song van 6 minute lank en dit is 'n ballade en opera en hard rock wat gekombineer is. I'm just a poor boy, nobody loves me. Daai ene, né? Daai. So daar's 'n klomp stories oor die hele sang, oor mense sê wat dit eintlik verklap en wat die storie agter Ja. dit is en die fiktiewe karakters. So mense sê dat dit is 'n persoonlike belydenis van Freddie Mercury se seksualiteit, dat hy daar sê op 'n stadium, Mama, I just killed a man, beteken dat hy ja, het dis sy ou self vermoor het. En die man wat die wêreld gedink het hy moet wees. So dis een van die teorieë. Die ander ene is waar dit meer Ek het letterlik altyd gedink dit hy sing Mama just killed a man. Ek dink hy het gesing sy mama killed a man. Is dit actually nou Mama I just killed a man. Okay. Dan ja, ek verstaan I learn something new every day. Dis nog vir jou moeilik om nog vandag al iets te leer. Dan Al be storie van my lewe. dan sê ander om dit leer letterlik op te neem. Dit is actually 'n storie van 'n jong man wat iemand vermoor. So dis die ander hoe ek hierna kyk. En dan 'n bietjie meer van 'n teatrale weergawe. Okay, stop gou. Teatraal Teatraal, so definisie. So teatraal is iemand soos byvoorbeeld wat baie animated is of teatermense sal hulle sê is teatrale mense. So groot mense, groot bewegings. Okay, ek verstaan nou die link tot teater, teatraal.
So theatrical. Thank Dit you. is die Afrikaans, is teatraal, so hulle sê dit is 'n mock opera en die gebruik van vreemde en mitologiese verwysings soos Galileo Galileo mi caro magnifico. en Scaramouche. Scaramouche. En ander woorde, so ek het vinnig gaan kyk wat beteken dit. So Scaramouche, dit verwys na 'n tradisionele karakter uit die 17de eeuse Italiaanse teater. Hierdie karakter is 'n lafaard wat homself altyd in die moeilikheid laat beland, maar op die ou end, danksy sy slim praatjies, kom hy dit vry. Wat ken ek paar scaramouches? Ja, ons in Suid-Afrika ons is besmet met scaramouches. Ek is omring met scaramouches. Dan Galileo natuurlik, dit is die beroemde Italiaanse sterrekundige. Galileo. Iets soos Okay, dit, ja. En hulle sê Freddie Mercury het dit waarskynlik ingesluit as 'n inside joke vir Brian May. May het destyds astrofisika gestudeer en die herhaling van die naam Galileo skep dramatiese flitsende opera klanke natuurlik. So dit is hoekom dit en dan Bismillah, dis een van die ander woorde. Arabiese frase wat beteken in die naam van God, Allah. Dit is die heel eerste woorde van die Karon ook. En dan die konteks, dit word in die liedjie gebruik tydens 'n geestelike stryd. Die koor sing Bismillah, no, we will not let you go. Dit verteenwoordig 'n pleidooi. Go. Dit verteenwoordig 'n pleidooi vir genade of 'n Exorcisme? Daai tipe van woord waar die goeie Sê meneer Theatrole. die Wat sê ander woord? Theatraal. waar die goeie vegter veg teen boses en teen die hoofkarakter se siel wil eis. En dan wat is ek moet dit sing, anders kan ek dit nie uitspreek nie. Beelzebub. Dis 'n Beelzebub daai. Jy werk seker vir die ANC, jy het 'n Beelzebub. Sorry. This is going to be interesting. So Byna die bloedstroom geslaan. ja, ek kan se sien. Dit is 'n Hebreëse naam vir die Here van die vlee wat onder andere ook die duiwel of Satan beteken. En daai lirieke, dit wys die karakter se uiterste vrese en skuldgevoel. Hy glo dat sy siel reeds hel toe gedoem is en gestraf word vir al sy dade. So ja, Heerlik, Hayden, dis 'n hele drama klas daai. Mens kan daai ding ontleed. En dan die ander ene Mamma Mia, meeste mense het gedink dit gaan oor ABBA se Mamma Mia. Ja. Maar dit is eintlik die bekende Italiaanse uitroep Mamma Mia. Mamma mia. So wanneer daar in ons konteks in Suid-Afrika is dit soos gids of mos of genade tog of ag fok Madelies. My hemel mami. Ja. Daai. So dit word as skok, chaos, paniek. Dit is Mamma mia. Mamma Mia. Dan in 1967 is Respect by Aretha Franklin. It's a RESPCT shows how much you mean to me. Daai né? Diane. Mens kan sien jy het gisteraand op het. jy het gekook op daai dansvloer. Daar voor die piesangskille. Daar voor die piesang. Dit is nogal ons het die piesangskille ontmoet. What? Lekker mense, né? Lekker ouetjies. Sulke lekker ouetjies en moeë talented. Baie. En wat ek so enjoyed van hulle is dat they are unapologetically themselves. En wat vir my so amazing was, Matthys, ek het in die begin gedink hulle fake it. Ja. Toe die een ouetjie nou Omdat hulle cool en emo lirieke wees. en goeters net sommer op 'n selfoon oproep en dan begin hulle dit speel en hulle klink so goed. En Ja, as ek het net op 'n stadium gedink van allegedly die het eerste hulle keer wat voorberei hulle ja, of soos whatever. fake hulle hierdie. Maar in een van hulle breuke, jy het nogal vir my genoem, hulle vibe herinner jou 'n bietjie aan klopjag. En toe ek met hulle staan en gesels, soos ek so sies ouens, julle laat my nogal baie dink aan klopjag en hulle is nou vreeslik flattered en sê wow, ons volg nou gelukkig het my gesê wow, dankie Tannie. Hulle het daarmee dit gesê. Ek dink die blote reference na klopjag het vir hulle klaar jou ouderdom gekontekstualiseer. Maar hulle is slim genoeg om dan nie te sê dankie Tannie nie. Anyways, nou baie flattered oor dat hulle vergelyk word met klopjag.
En toe hulle nou hulle show hervat, toe's die eerste sang wat hulle sing 'n Klopjagsang. klopjagsang. Ja. Ek sê hierdie ouetjies is regtig ja, what a talent. Ja, ek het dit moes enjoy om hulle live te sien. Ek het al 'n paar van hulle songs gehoor, maar dit was regtig lekker om hulle live te sien. So Aretha Franklin se Respect was op die Billboard Hot 100 as nommer 1 in 1967 op 3 Junie. En dan het NASA ook sy second crewed mission of the Gemini space program, Gemini 4. So dit is nou nie Google se Gemini nie. Dit is NASA se Gemini. Dit was in 1965. En 'n ander verjaarsdag vandag is Rafa Nadal en Anderson Cooper. Ag, ou Anderson Ek Cooper. is mos tyd hè? vir 'n bietjie Anderson Cooper. Ons het groot geword vir ou Anderson Cooper en ek sien hy word nou oud vir ons. But he's aging very well. Hy is steeds 'n handsome dude. Ja, en ek weet jy, ek stem nie altyd saam met dit wat hy kwyt raak Nee, nie, hy het baie lip geraak. maar die laaste tyd, ek like hom man. Een van die ander groot verjaarsdae wat daar was, behalwe die 60ste wat ons bygewoon het, is die Creer Wildtuin het op 31 Mei 'n 100 jaar verjaarsdag gevier. Okay, weer eens vir my so serendipitous dat jy dit noem. In dieselfde jaar dat Sir David Attenborough 100 word, word die Creer Wildtuin ook 100. Ek het nie so daaraan That's gedink so nie. serendipitous, love it. En ek dink ook wat sad is van die Creer Wildtuin is Is die mense wat dit besoek. Dis sad, ja. ja, ek meen ek dink dis die eerste keer in die geskiedenis van Creer Wildtuin waar daar actually 'n moord was. En natuurlik ook die afgelope jaar se verskriklike vloede. Mense op sy 100ste verjaarsdag is daar relatief damage, reputational en fisiese damage. Maar interessante goed is van die Creer Wildtuin, so die geskiedenis dateer actually terug na 1889, toe president Creer van daai tyd die Sabie Wildreservaat gestig het met die oorspronklike doel vir wydverspreide Donderstorms. oorjag. Oh my word. Ek sê maar ek gaan nou op, ek gaan Focus, ophou. Ek gaan op focus. fokus. Oorjag van die laafveldse wildlewe om dit te bekamp dat dit nie verwoes word nie, en later is die Xingwedzi in 1926 bygevoeg en die twee saam is toe verklaar as die Creer Nasionale Wildtuin. Dis die eerste keer in 1927 amptelik oopgemaak vir die publiek. Besoekers kon dit toe eers begin besoek het, maar hulle is nie toegeraad om motors te gebruik nie. So hulle is met spoorweg, ossewaas of te perd het hulle die Creer Wildtuin genavigeer. How magic that must have been, no? Veral as daar 'n fucking leeu is en jy's op 'n perd. Dit sal vir my klein Ja, dis nou 'n real experience daai. Ag, jy sien nog net so 'n gem in ons land. Mag ons dit altyd bewaar en So dit is byna 20,000 kilometer. Die park strek 360 kilometer van die noord na suid en beslaan ongeveer 2 miljoen hektaar. Dan behalwe vir die groot 5 wat ons nou ken soos die leeu, luiperd, olifant, buffel, renoster, het die Creer Wildtuin ook die klein 5. Weet jy wat is die klein 5? nee, is dit insekte, diere? Kan ek raai? Ja, is ek daar raai. 'n okay, die klein 5. Is daar 'n paddatjie? Nee. Nee. Okay. Ja. Is daar iets met 4 bene? Alles het 4 bene. O, rarig. Okay. Soos jakkals? Nee. Okay, ag nee. Okay, nog een, want anders gaan dit boring raak vir my. Ja. Okay. Die klein 5. Maar hulle is klein. Dis Maar hulle het 4 bene. besonders fucking klein, ja, van hulle. Maar met 4 bene. Ja, klein. 'n chihuahua? 'n Nee, jonkie? okay, ek gaan jou eerder nou uit jou gat uithelp. So die olifantspitsmuis, never in my life heard about that. Die luiperd skilpad, Ek kon daai moes ek eintlik geraai het. Nie die luiperd skilpad nie, maar ek Maar die moes skilpad. ten minste in die rigting van 'n skilpad gedink het, okay? die mierleeu. Ek weet glad nie wat dit is nie. Ek sal dit moet gaan sien, maar ons sal die foto's opsit. 'n Dan- mierleeu, nie 'n leeumier nie. Die mierleeu. Dis Okay. dis wat Google vertaal het. Dan die buffelwewer en die renoster kewer.
Die buffel, wewer en die renosterkewer. Daar's 'n sang in dit. Iewers is daar 'n sang in dit. Die buffel, bewer en renosterkewer. Okay. Daar's ook mens kan 'n paar karre vernoem nou dit. Dis ons eie Afrikaanse car brand begin. Ja, ons moet nog later oor karre praat. Okay, dan die park huisves ongeveer 12,000 olifante, 70,000 buffels en 'n versommende 90,000 rooibokke. Ek moet sê ons het die naweek ook al nogal baie rooibokke gesien. As jy links of regs kyk, is daar 'n leeuboek, 'n rooibok. Dan 517 voëlspesies, dan 114 reptielspesies. Dis daai wat ons probeer vermy. Dis daai waaronder die swart mamba pofadder die gevaarlikste is. Adder, pofadder. Kan ek net sê, na ons, vir almal net laat weet, dat na al ons verskriklike krokodilstories, het ons gister 'n hele kuier langs 'n dam gehad wat gevul was met krokodille. En ek weet daar was een krokodil wat so al hoe nader gekom het. Ja, hy wou baie nuuskierig, wou kom uitcheck wat al daar aangaan. En my bed was op die kinders. Maar toe gaan hulle huis toe. Hulle het toe na huis gegaan, maar dis amazing, die kinders het die naaste aan die dam gesit. Ja, daai was 'n klein, ek moet ook sê ek en jy het gebly in 'n tented camp. Relatief luks, klein dingetjies wat hulle kan beter maak. Maar net as jy so uit ons stoepie uitgetrap het, omtrent so, is dit 10 meter, dan is daar 'n groot bord, wees versigtig vir krokodille en seekoeie. En hulle was wel daar, ons het hulle gesien. So, dalk terwyl ons nog by die wildtuin is, en die wilde wêreld daar buite, en ons het gesê, ons het nog 'n cool experience gehad, en dit was, waar ons gesien het, hoe 'n renoster, wat noem jy dit, Ja, met ons het gesien hoe pyl hulle die renoster uit 'n helikopter uit. O ja, ons het dit so was 'n renoster, mamma en haar klein kalfie. Ja. En ja, ons het letterlik, dit was amazing, hulle het gesien hoe die helikopter opstyg voor ons, met die veearts en die skit en almal nou aan boord, en hoe hulle nou hierdie renoster gaan soek, en haar en die kalfie dan nou daart. Is dit pyl? Noem jy dit pyl? Ek weet pyl is 'n vieslike ding op skool te sê, ek gaan jou pyl. Yes. Sê jy of mens dit mag sê nie? Nee, ek dink nie ons mag dit sê nie. Okay. So hulle toe gaan daart. Ons is nou aangery na die renosters toe. En die hele doel daarvan is met die mamma renoster het hulle dan nou 'n gat in haar horing ingeboor en dan 'n sensor ingeplant. Sodat hulle haar kan trek en kyk of sy veilig en okay is. So ons brand om vir julle te wys. Kyk hierna. Ons het na die Rhino gedaag, die helikopter, nie ons nie. En die passie is ook iets, en dan gaan ons implant in die Rhino se in die renosters horings. Sodat hulle kan kyk of die renoster okay is, en kan trek. As iemand aan die horings stil, dan kan hulle die horing trek. How cool is that? So sit jy 'n trekker in hom? Ja. Hoekom? Sodat die moniteerde diere elke dag kan kry. O, dit is 'n trekker om hulle te... Ja, en dan obviously kan sy dan vir die IPU sê hoor hier so klomp diere, daar klomp diere. En dan kan hulle dit goed oppas. Die gat geboor. Dit lyk maar 'n bietjie soos ek weet die tandarts is. Moet dit anders doen? So dis 'n boor in die tand in. Dis sonder as jy jou jellies aanvoeg en dan is alles. Ja, en dis al as ons nou. Ja, nou die implant is wanneer ek kom op die gesit lyk silikon. Die babatjie slaap rustig en almal speel met die babatjie. En die man met die stiere, hulle knip en ja, vir die nos die snork. Dis die renoster lyk. Dis wat reg is. Ryk maar soos grasies en ryk my beter dan maar Sofia. Gee, thanks. Another day in Africa. What do you say? Baie dankie aan die span van Mongena
Volgende week kuier ons verder saam met die renosters en ons gaan maak 'n draai by Gavin Sturley, die wildreservaat bestuurder van Dinokeng Noord. Hoe amazing was daai experience nie, hè? Ek kon eintlik nie glo dit gebeur nie. Ek het tranerig geraak op stadiums. Ek meen is iets wat ek in my lewe nie gedink ek sou die geleentheid kry om te doen nie. En ek meen ons kon aan hulle vat, foto's neem. Die interessante ding vir my is ek was so half paranoid. Daar waar hulle nou daart, kom ons nou so 'n bietjie bloed uit. Ja. En hulle het gesê ons mag glad nie aan daai bloed vat nie, want 'n paar milliliter van dit kan jou as 'n mens heeltemal dit maak dodelik. En nie die bloed nie, hulle. Die gifstof. Die gifstof wat hulle in die daart gebruik. Maar ja, Matthys, ek het nie gedink 'n renoster voel so nie. En ook hoe jy, wat vir my so beautiful was, is die verskil wat jy kon voel tussen baba renoster en ma. Daai ouderdom, daai experience sal hê, daai harde klippe, deur al die weer wat sy nou al gestaan het. Sy voel soos 'n rots, soos 'n klip. En babatjie is nog wel relatief sag. Hy kan doen met 'n bietjie user en roompie, maar hy's nog relatief sag en die haartjies is nog so fyn. Cute. Die cuteste en goed. Die sorg wat hierdie mense vat. Ja. In hierdie hele proses. Hulle blinddoek die renosters. Hulle sit pleisies in hulle ore. Maar dis obviously chaos daar. Hulle doen hierdie excursions om geld in te samel. So dis chaos, is klomp mense en almal is moeë excited. En jy sien jy weet nie die sorg wat hulle vat. En wat ook vir my hilarious was. So hulle daart vir mamma en dan bly sy staan. Want sy sterk, sy's 'n renoster, maar sy's high as a kite. En dan moet hulle haar omstoot, want sy moet op haar sy moet lê nou vir hierdie prosedure. En dit het 'n paar sterk manne gevat. Maar as ek getel, op 'n stadium 8 sterk manne wat sukkel om daai renoster oor te stoot. Daar's nog 'n hele paar stories wat 'n mens hier uit kan kry. En veral nadat ons toe nou klaar die gesprek wat jy met Gavin gehad het hy 'n paar ander goeters ook vir ons gesê wat ons weer met hom oor sal praat oor al die ander goeters. En ek wil sê ons het Gavin se toestemming om hieroor te praat, want dit was vir my en Matthys se moeë concern geweest. Is ons wil hierdie graag met julle deel, maar kan ons sê waar? Hulle sê byvoorbeeld vir jou voordat jy daar aankom, ook jy met die location settings op jou foon afhaal. As jy goed op sosiale media en so gaan post, moenie sê waar jy is nie. Maar die presiese punt waar jy is. Ja, presies punt en daai oomblik, want mense post ons maar onmiddellik. So ja, ons het met hom gechat daaroor en hy het gesê reg, ons kan praat oor Dinokeng Mongena en die beautiful renosters. Ja, hulle is cute. Ja, dis ook nou nie mooi nie, maar so van ander ou renosters gepraat is oom Pieter van ons minister Pieter Groenewald. Ja, wat is hy nou minister van? Hy is minister van binnelandse sake, is hy nie? Of van jy is ook useless op. Hy is minister van die tronke, ja. Daai Pieter. Daai oom Pieter. So hy en Jordan Lewis is op die stadium aan mekaar vas en dit het uitgespeel op sosiale media oor parool gevangenes of gevangenes wat onder parool is wat daar buite is nou en die DA is nou op arme oom Pieter se keus om te sê hulle wil planne hê. Hulle praat van iets soos 29,000 parool mense wat van 1991 af nou basies buite in die samelewing is en in die stelsel is of nie in die stelsel is nie, maar al buite is. En die DA is nou besig om hom te blameer en sê hulle soek antwoorde, maar die probleem wat ek lately met die DA het en spesifiek met ons klein nuwe Jordan is dat hulle is baie maklik om kritiek uit te deel aan ander partye. Maar sukkel 'n klein bietjie om in die spieël te kyk. Veral as dit kom by John Steenhuisen. So as John byvoorbeeld vasgevat word oor die back and close situasie, dan word daar dadelik gesê maar hy het 'n verskriklike verrotte departement oorgeneem en hy doen sy beste en hy gaan die krisis oplos. Ek meen, maar so landbou versus wat arme oom Pieter moes oorneem. Exactly, so het Pieter Groenewald ook. So en Pieter Groenewald is by die Vryheidsfront Plus. Vryheidsfront Plus, ja. So what's good for the geese is good for the gander, Jordan. En die ander ding is hulle is deel van jou GNU partners.
Maar ek dink die groter probleem is eintlik dat ek dink die DA begin besef dat hulle gaan verseker stemme afstaan aan die Vryheidsfront Plus en veral in landelike gedeeltes as gevolg van back and claw. Ek kan nie dink dat van die boere gaan hulle kruisie agter John Steenhuisen of die DA se naam sit nie. Ja. And I don't blame them. Ja, en dis maar opset dat hulle nou dit teiken. Verstaan ek dink Pieter Groenewald doen oor in die algemeen doen hy 'n moeë goeie job. Ek weet nie, dit voel vir my nou vat jy 'n battle wat regtig nie eintlik saak maak nie. Kan ons teruggaan na wat goed is vir die land en dat Pieter het al baie goeie dinge gedoen vir die correctional services, korrektiewe dienste. Om dinge daar uit te sorteer. Prys hom vir dit. Ja, daar is moeë probleem met rekord hou van mense wat al hoe lank terug uit is op parool. Maar dis 'n klein dingetjie wat ek seker is hy's besig om aan te werk. Maar nou voel hulle moet nou 'n spotlight op dit sit. So maar politikuste oor die algemeen, Matthys, is maar kak, almal van hulle. So dit is hoekom nothing they do surprises me and nothing they don't do surprises me anymore. Ja, ek dink ook die ander ding van die back and close hier is dat die DA dink ek nie besef op die stadium oor hoeveel reputational damage dit eintlik vir hulle gedoen het nie. En ek dink ook die afgelope week was dit dat SAI, Vrystaat Landbou en Sakeliga het mos 'n interdik of 'n hof aansoek of ingedien basies by die Pretoria se Hooggeregshof dat privaat inenting deur boere en deur privaat veeartse gebeur kan word of gedoen kan word en dit is nou toegestaan. So dit kan nou gebeur. So daar is 'n groot eier op John Steenhuisen se gesig want hy het allerhande hoog en laag gesweer dit mag nie gebeur nie, die wet sê dit, die wet sê dat. Dit nie gehad het nie. En nou is dit daar. So die boere lyk my is opgewonde en die veeartse, die uitrol daarvan is nog 'n bietjie van 'n uitdaging, maar daar is darm op die stadium 'n moontlikheid dat die boere self na hulle kudde en na hulle bron van inkomste kan kyk en dit nie ook in die staat se hande sit nie. Boere weet wat om te doen. Los hulle net hulle ding doen. Get out of the way. Dis maar so met boere in hierdie land as ook met entrepreneurs in hierdie land. Ons regering moet eintlik uit ons pad uitkom. Dan gaan ons kan jobs create en 'n kos op tafel sit. Kos groei. Genoeg geld om die kos te kan koop. You just get out of the way. Hulle is betemal die enigste struikelblok in almal van ons se pad tot vooruitgang. Wel, ander struikelblok as dit by kos kom is die bomme wat in Woolies val reg oor Suid-Afrika. Ek ben 2 in 'n paar dae, een in Menlyn, 'n klipgroei hier van waar ons al weg is en toe ek dink die volgende in Bloemfontein, 'n dag of 2 na dit. Ja, Bloemfontein by Peller Square. Ek dink dit was Desember by Peller Square. Wat het jy daar gemaak? Ek het by die Spur gaan eet. Wil jy nog weet? Nee, ek het mos al oorgeslaap op pad terug van die Transkei af, saam met die mense saam met week gery het. En dit was 'n fantastiese ervaring. Daai Spur is hy pamp hoor. Is 'n lekker Spur. Nog 'n proper Spur. Lekker Spur daai ja. So dis ek daar gedoen het. Ja, wat baie weird is, Matthys, hulle ek sien nou ewen die Hawks is nou aangestel om hierdie ding te investigate. Ek meen dis nou nie 'n moes ontploffing nie. Daar's nou jy het gesê joke gemaak van was dit nie dalk net 'n ou baked beans wat ontplof het nie. Want dis die foto's gelyk het in Menlyn. Dit gelyk is vir 'n paar toiletpapiere afgeval het van Irak. Ek weet die hele ding wat ek gesê het jy gesien hoe lyk Irak? Dit is hoorie Iran en Woolworths do not compare to Iran en Woolworths do not compare to jy mors nie met iemand se Woolies nie. That will be World War III. Jy weet natuurlijk dat die ANC is een van die grootste shareholders in Woolies, nee? Ja, ek dink jy het maar al gesê, ja. So you keep on funding the ANC? Ja, so hulle figure nou nog uit. Soos ek sê, die Hawks is ook nou op die investigation om uit te figure wat gaan. Woolies sê het nou ekstra sekuriteit in meeste van hulle winkels ingesit. Want mense moet tog nou net nie bang wees om Woolies toe te gaan nie. Ek voel die veiligste, behalwe vir my huis, is dit waar ek die veiligste voel in Woolies. So ek sal aanhou gaan. Na afleiding van hierdie ook. Ja. Die ander ding ook wat baie van die media uitlos, is dat hierdie ontploffings het tussen 1 en 2 in die nag gebeur. So daar was niemand in die Woolies nie. So it's really not that dramatic.
mens wil dit nou nie hê nie, obviously, mens wil nie, jy wil uitvind hoekom dit gebeur sodat dit nie aanhou gebeur nie. Maar daai is, ek het nogal daai detail in een berig raak gelees en dog ek baie van julle los maar net daai uit, want ja, maar dis nie sensasioneel genoeg nie. Mense gaan nie die clickbait val as sal sê in die middernagtelike ure nie. En ek sien die Amerikaanse ambassade het 'n onmiddellike warning uitge-issue aan alle Amerikaners hier om uit Mainland uit te bly. Ek weet nie regtig of daar soveel Amerikaners luister na daai tipe van goeders as hulle in Suid-Afrika bly nie, but I mean, who cares? Ja, lekker, obviously is soos 'n boodskap, 'n persoonlike boodskap. Ja. Okay. Dis Amerika, Matthys. Do that. Baie interessante stories. So laas ek het gehoor van die skoolier, die seun by Pretoria Boys High wat gedreig het dat hy 'n onderwyser gaan skiet. Toe kom ek op hierdie storie ook nou af wat gister uitgekom het. Oor ek neem aan is dieselfde seun wat hulle op sy WhatsApps op afgekom het wat hy op WhatsApp groepe dan nou sê if there's ever a school shooting it'll probably be me en hy sal die skool opblaas en anders goed. Okay, so daar was nou groot herrie daaroor, maar die onderwysdepartement staan sterk dat die seun mag nie geskort word nie. Hulle wil hom nou eerder rehabiliteer en werk aan sy gedrag en hom nog 'n kansie gee. En die stuk wat ek nou gister gelees het was baie interessant wat baie van die nie baie nie, maar hulle het 'n paar sielkundige experts ingekry. So baie van hierdie kenners sê, weet hierdie ou se gedrag en die woorde wat hy gebruik en die assessments wat hulle oor hom gedoen het is hulle sal nie aanbeveel dat hulle hom nou net met 'n tweede kans gee nie. Hierdie ou het serious intervensie nodig. Gegrond op dit. En toe herinner dit my aan iets wat ek gelees het 'n ruk terug. Ek gaan kyk toe nou weer, baie interessante studie, Matthys. Wat gedoen is oor vrye wil, die koneksie tussen vrye wil en mense se attitude, hulle houdings teenoor levels of punishment. En hulle het 'n direkte korrelasie gekry dat hoe meer vrye wil jy as persoon het, jy binne 'n stelsel het, of dit nou jou organisasie is, jou familie, of jou land as geheel, hoe hoër die levels van vrye wil is, hoe strenger wil ander mense straf as hulle iets verkeerd doen. Okay. Nie reguleer nie, onthou is vrye wil. So daar's min regulasies. Okay. Maar as jy gaan oortree, so die studie bevind dan ook dat vrye wil het ook dan 'n direkte korrelasie tot moraliteit, morals en dat jy sal act, even al het jy al hierdie vrye wil, you will do the morally right thing. Wat dit ook interessant maak, want dit word altyd net geassosieer meeste van die tyd aan religie. Verstaan dat religie het hierdie groot invloed op jou morele waardes. Op jou morele waardes en jou morele gedrag. Maar hierdie studie gooi daai heeltemal uit die water uit en sê men eintlik as jy vir mense minder reëls gee, gaan hulle beter optree. En ook wanneer mense binne daai stelsel verkeerd optree, is hulle ruthless in hulle punishment. Hulle het 'n baie laer agting vir rehabilitation. It's all about retribution. That's it. Jy het dit gedoen, jy gaan ook in tronk toe. Of jy het dit gedoen, so baie lande wat hulle gekyk het, byvoorbeeld lande wat baie meer vry, daar's minder reëls, minder regulasies, is mense byvoorbeeld baie vir die doodstraf. Waar lande waar daar meer reëls en regulasies is mense teen iets soos die doodstraf. So ja, dit was net vir interessant. Ek het toe nou daaraan gedink toe ek hierdie artikel lees oor hierdie Pretoria Boys ouetjie en ja, net daai hele idee van ons as mense en daai I can talk to you about this for days. As jy nou dink aan vrye wil, wat religie ook vir ons sê, die Here het jou geskape met 'n vrye wil. Maar toe kom die kerk. En toe sit die kerk al hierdie 110,000 fucking reëls op ons. So het hulle daai vrye wil dalk, want daar het hulle deur al die reëls en regulasies het hulle probeer moraliteit bestuur. Ja. Het dit eintlik maar net, dink ek, meeste mense sal my saamstem, daai het eintlik die teenoorgestelde effek gehad op moraliteit wat jy wou opbring, het jy eintlik net verlaag deur alle reëls en regulasies, want almal het in die donker skelm gaan spyker. Ek dink ook as jy kyk na die wêreld waar ons vandag is, ek het al hoeveel keer gesê dat as ons kyk na die mensdom in die eeu waarin ons nou lewe, die jaar waarin ons nou lewe, hoe meer barbaars raak ons eintlik. En dan kan 'n mens dit dan seker teruglink na overregulation. En is eintlik 'n simpel ding. Ek meen die studie maak baie bevindinge, baie interessante bevindinge. Maar die
dit is eintlik baie simpel, Matthys. Dit is so kompleks nie. Kyk na 'n kind. Die kind sê jy mag dit nie doen nie. Dan gaan hy dit wil doen. Yep. En hoe harder en hoe strenger jy sê jy mag nie, hoe meer gaan hy of sy wil. Or if you just let people be free, En dan is hulle default, en ek vind nogal berusting is mense se default tog om goeie mense te wees. Ja, en as jou default dan nou nie dit is nie, dan gaan die stelsel dit self uitsorteer. Dis seker maar hoe dit werk in die natuur ook. As 'n mens ek meen daar's nie reëls vir die rooi bokkies wat ons hier naweek gesien het nie, behalwe dat mens gemaak dat jy nie hierdie sekere gedeelte kan oorskry as gevolg van 'n fence nie. Maar daar's nie ander reëls nie. Dis 'n Ek dink was dit die rooi bokkies wat die ou vir ons vertel het van die bil in die noem ons hom 'n bil. Ja, wat ophou eet. Hy hou op eet want hy moet sy kudde bymekaar hou, sy harem bymekaar hou. Ja. So hy's heeltyd besig want ons het toe nou op hierdie sighting afgekom waar hierdie bil heeltyd Ja, en hulle maak die bokkies mees jaag. angsbenemendste Dis geluide. klink asof die ding possessed is. Wel hy is deur rooibok. Punani. Ja, ek het die ander woord gesê met 'n spesifiek ek weet eerder nie. Ja. Ja. Hy's 'n bietjie pussy whipped daai ene. So hy spandeer sy hele tyd om al daai bokkies in sy harem te hou. En deur dit te doen, hou hy op eet. Want hy het nie tyd nie, want dit is van belangriker om al die punanies bymekaar te hou. En dan eventueel word hy so swak, so dan kom maar 'n ander bil van elders anders af en dan skop hy hom uit. Ja, baie interessant manne. Is maar so met julle ook. Julle jagsheid lei soms tot julle ondergang. Maar nooit tot hongersnood nie. Soms tot hongersnood. Nee, it's amazing as jy nou dink en okay, kom ons wees ernstig. Ek praat nou nie net hier oor mans nie, maar as jy dink dan wat wil jy jy vir my sê dat die groot meerderheid Suid-Afrikaners is eintlik nie jags nie, want hulle is almal dik. Meeste. Ja, hulle hardloop nie genoeg nie. Maar nee, eintlik die punt wat ek probeer maak is universeel met enigiets wat jy so obsessief oor raak, of dit jou werk is, of dit jou die persoon is met wie jy in 'n verhouding is, of die persoon saam met wie jy wil wees, of whatever, jou kinders. As jy te obsessief is oor iets, gaan dit eventually tot jou detriment wees, because you're going to go hungry at some stage, en iets sterker gaan kom en jou uitskop. So ja, daar's Newton se wette. my les uit die natuur uit. Elke aksie het 'n reaksie. It is what it is. Balance is key. Balance. Ons het natuurlik ook nou die naweek spandeer saam met 'n spul petrolkoppe. Daar was 'n paar gesprekke wat ons afgeluister het of nageluister het. Maar, en aan deelgeneem, hè? En aan deelgeneem, Ek het baie opinies oor Land Rovers gehad, daar tussen die manne. Ja, ek moet sê jy het lekker piele gevleg daar piele saam met die gevleg, manne. ja. Lekker. Maar daar's nuwe die kar van die jaar. Die kategorie wenners is uit van kar van die jaar en daar's 'n paar opinies oor dit gewees onder andere ook. Ja, so die kar van die jaar is vir die eerste keer, hoekom hierdie so big deal is, vir die eerste keer ooit in Suid-Afrikaanse geskiedenis is die Suid-Afrikaanse kar van die jaar 'n Chinese kar. As hy die Jetour T2. So dis daai enetjie wat lyk soos 'n Landy. Ja. Lyk soos 'n Land Rover. Dis nie sleg nie. Dit lyk nie sleg daai karretjies nie. Ek hou nogal van hulle. Ek het hom nog net van buite af gesien. Ek het geen kritiek daaroor nie. Ek dink dit is baie cute en quirky. Ek weet nie hoe lyk hy binne nie, ja. Dis 'n total clown van 'n Landy, maar dit is okay. Ja, binne ek het nog nooit een gery nie. Maar ja, dit was so hierdie kompetisie hardloop nou vir 40 jaar in Suid-Afrika. Dis die eerste keer in 40 jaar wat 'n Chinese brand dan nou Car of the Year gekry het. Natuurlik vir sy uit 18 ander finaliste getramp. Kan nie help om te sê nie. Trumped it. So, you wasted that one on me, my donkey. Okay. In die prysklas van 570,000 rand tot 680,000 rand. Het hy daar dis nie 'n bad prys vir 'n kar op hierdie stadium nie. Hoegenaamd nie. So dan 'n ander kategorie wat vir my baie interessant was, is daar het bitter min Duitse make uitgekom in die ander kategorie wat gewen het ook. So in die kategorie kompakte voertuie het die Volkswagen Golf 1.4 TSI tops uitgekom en daai toekenning gevat. Dan in die kategorie familiekarre die Omoda C7, ek dink is daai SUV-rige Omoda dingetjie.
Dan Mild Adventure was dan ook die Jetour T2, buiten dat hy nou al gele kar van die jaar gevat het. Solid Adventure is dan nog gelukkig die Land Rover Defender. Okay. Topstal uitgekom. En die mense in the know sê, koop vir jou Land Rover as jy weet jy gaan hom net 2 jaar ry. Ja. As jy hom langer as 2 jaar of 10 jaar gaan ry, koop vir jou Toyota. Ja. Dis wat ons uit die Maar mond... as jy hartespeek karre en jy switch Jy elke rol 2 hulle. jaar, kry jy jou Landy. Ja. So dit is the people in the know. The people in the know. Dan in die premium kategorie is die Audi A5 en die performance kategorie is die Audi RS Q8. So Audi het nogal goed gedoen deur 2 kategorieë te vat. En dan the people's choice. Well, can you guess? Can I guess? Is dit 'n Toyota? Nee, dis 'n Chinese maak. Cherry? Asai, daar iemand se hazard so aankom as jy op hom afjaag. Ja, die Cherry Tiggo 7 Pew. Is daai kak nog nie uitgesorteer nie? Sy naam is die naam is Pew. Pew. Nee, as jy nou nog op 'n Cherry afjaag Is het? dan gaan hy hazards af. Ja. So dit was die People's Choice Award, het die Cherry Tiggo 7 Pew gewen. Wel ek vermoed een van die karre wat nie binnekort dit gaan wen nie is Ferrari se nuwe NEV. How ridiculous. So die ding se naam is Luce. Luce. apparently. En dit is Ferrari se Luce, dit is nou een van die eerste electronic vehicles wat hulle uitgebring het. En volgens die stats, ek het vanoggend by ontbyt het ek ook so 'n bietjie afgeluister toe die mense Wat sê hulle? toe die manne daar begin praat het oor die Ferrari. So volgens die stats is die performance van die Ferrari nie bad nie. Jou topspoed kan jy 310 km/h kry. Jou versnelling van 1 tot 100 km/h in 2.5 sekondes vir 'n batterykarretjie is dit nie te bad nie. Dan jy kan tot en met 530 km ry, die ryk-afstand met 'n full charge. Maar dan moet jy ook seker nou nie 310 km/h ry nie. Nee, ek dink nie. Maar ek dink net hoe funny sal 310 km/h lyk iets wat heeltemal stil is. So maar daar gaan nou nie, daar's nie daai Dit is die ding, Ferrari is daar vir sy klank. Jy hoor 'n Ferrari aankom. En ek dink ook jy voel, ek bedoel as jy in 'n Ferrari al gery het, jy voel daai force, jy voel daai geluid, jy voel hoe dreun hy. So wat hulle apparently nou gedoen het om daai dreun, die satisfaksie nog steeds vir die persoon wat dit bestuur in te sit of te laat voel, is daar aan die binnekant letterlik klink vir my geluide. So dit is, hulle sê dis elektromeganiese vibrasie in die asse wat gelyk staan aan die autentieke engine klank en gevoel. So dit lyk nie so nie, maar dit voel so. So dit is net absoluut belangrik. Ek weet nie, ek sukkel hiermee. Ek sukkel ook met dit. Ek dink nie mense moet rondvolk met karre soos byvoorbeeld Ferrari, Porsche, daai tipe van Lamborghini. I don't think you should fuck around with that. Ek dink jy moet aanhou jou petrolkarre maak ook. Byvoorbeeld soos vir 'n Ferrari of 'n Porsche. Dit is vir my ook ridiculous, Matthys, maar aan die ander kant verstaan ek dat that is where the world is going. Ja. En hulle moet ook relevant bly en competitive bly. En tans die competitive car mark is nou maar in electric vehicles en EVs. En dit wys ook so in Suid-Afrika, die stats is uit dat in die afgelope ruk as gevolg van die petrolpryse hoe die searches en die aankope van EVs in Suid-Afrika gestyg het. Ek dink een van die ander goed wat ek vanoggend gehoor het is dat ek dink is Denemarke het in die afgelope paar maande net 6 gewone engine karre soos petrolkarre verkoop. 6 in die hele Denemarke. So dis obviously waar die wêreld heen beweeg, maar something still needs to be authentic. Ja, solank hulle net aanhou hulle authentic Ferraris ook maak, maar ek weet daar is definitief 'n mark vir dit. Daar's baie Bitcoin bros daar buite. Jongetjies wat totally into electric vehicles is en genoeg geld het om 'n electric Ferrari te gaan koop. Lucci, hè? Lucci. I'm Luciano and it's my gay brother, Lucci. So die enetjie gaan jou omtrent so $600,000 uit die sak uitjaag. Dit is hoeveel die Lucci jou gaan kos.
Maar gelukkig kan ek dit bekostig. Ja, nee, dis nou glad nie probleme vir my Ek voel rarig nie. nie. Dis nou nie iets wat my nou vanaand gaan wakker hou. Een van die designers, ek dink een van die ander goeders is die design van die hele Ferrari het ook redelike opsprake gemaak en baie kritiek gekry. So, een van die designers is een van die bekende Apple designers wat saam met Steve Jobs gewerk het. En hy het saam met Steve aan die ikoniese voorkomste van baie spesifieke initiële Apple produkte soos byvoorbeeld die iPhone, die iMac, die iPad en die Apple Watch. So die oorspronklike iPhone van 2007 is deur Sir Johnny Ive. Hy is een van die designers geskep en hy het ook die iPod in 2001 design, die iMac Daai was my nog een van die beste designs. Daai iPod wat so met die wielietjie. Dit het my altyd- was amazing. Dit het my dink aan daai telefone. Onthou jy daai telefone wat ons gehad het? Daar was net iets dis uniek so- om te daai design wat ja. So hy het die iMac ook gedoen, hy het die MacBook Air in 2008 design, die Apple Watch in 2015. So hy is een van die mees bekende designers en hy was ook betrokke saam met Mark Newson met die ontwerp van Luce. Luce. Is Luce pretty at least? Wel nie lyk my met versekeringsreëls nie. Jy het iets gesê van wat is die 20 km/h reël? Ja, vir ek het nou dat versekering? ding raak. I never knew this. Ons is maar dit is eintlik ook so al woord, hè, want ons is saam met versekering, karre ja. en wildsmense in die Ja, jy naweek. kan sien So dit is alles, wat ons mee dis waaroor omring ons was die hele naweek. Versekering, karre en wildsmense. So ek het nie geweet hiervan nie, Matthys, maar gaan lees 'n bietjie mooi julle versekeringsklausules. By wie ewer julle verseker is. In die klousule ergens is daar apparently, ek sal myne ook mooi gaan lees, is daar die 20 km/h rule. So as die versekering kan bewys op een of ander manier dat jy 'n ongeluk gemaak het terwyl jy die spoedgrens met meer as 20 km oorskry het, Okay. betaal hulle nie uit nie. Okay. Wat vir my nogal hair-raising is, want ek doen dit gereeld. As jy nou sien hoe like my pay fine, sal jy verstaan. Maar nou weer eens nog 'n worry. Versekering is vir my so terrible ding. Ek sit nou nog by die werk dat ek wou net die middag gaan ingaan en dit is redelik bewolk. En die parkering naaste aan die voordeur en naaste aan my kantoor, maar wat nie die VIP's is nie onder 'n dak nie. Ek stop toe nou daar en al of 'n sudden kom hierdie moerse donderstorm op. My kan sien hierdie gaan 'n moerse storm wees. En dit val my toe by. Aan die een kant dink ek, okay, ek is ten minste naby aan die deur. Aan die ander kant dink ek, hierdie lyk soos haal. As die haal jou nou slaan, gaan Outsurance hulle gaan nie jou claim uitbetaal nie, want jy dan vir ons gesê by die werk stop jy onder 'n dak. So hoekom is jy nou onder 'n dak nie? Ja. So daai klein goedjies dat ons moet watch julle, want hulle sal enige verskoning uitdink. So ja, wees gewaarsku. Enigiets bo 20 km/h binne daai in whatever se spoedgrens jy is, as jy ongeluk maak, is jy op jou eie. Ek het baie opinies oor Hallo Wouter, ja, dankie. Is baie. Ja, ek het baie opinies oor versekering en ongelukkig waar ons bly het ons dit nodig, maar ek dink dit is wel vir wetlike diefstal, want hulle dink aan 'n klomp duisend maniere en redes hoekom hulle nie 'n claim netwendig gaan. Ja, ek is maar 'n ou ding, jy betaal elke maand en jy is al vir jare by dieselfde versekeraar en so en die dag wat jy nou vir iets moet claim, dan het hulle 110,000 vra. Soos maar is dit nie hoekom ek hierdie kak betaal nie. Ja. Ons gaan nie daai wen nie, Colleen. Is dit nie eintlik hulle doel nie? Hulle doel is eintlik maar net om geld te vat. En jou nog banger te maak dat jy nog meer versekering kan uitneem. Want dis maar eintlik die ding. Maar ons betaal hoeveel tax nou weer vir 'n tank petrol? Ja, maar Terwyl dit ons by het karre my is. ook so gefok gemaak, nee. So met die petrolprys wat obviously nou 'n moerse issue is vir almal in Suid-Afrika, almal in die wêreld op die oomblik. En almal betaal nou 'n bietjie meer. En ons regering was mos nou so verskriklik gaaf en nice om hulle fuel levy af te bring. Wouter is verskriklik Wouter is lus vir biltong. Ja. Dis klaar, Wouter. Dis klaar. Jy's op 'n diet. Onthou in die winter werk 'n mens aan jou somerslyfie. Dis nou winter, né? Nee? Ja. Okay, ja, so hulle het ons nou 'n bietjie van 'n gap gegee op die fuel levy wat nou tot 'n einde kom in Einde Junie. Met Junie se petrolprysverhoging kry ons ook nou nie meer daai nie, so ons gaan nou erg hoes. Maar Matthys, as mens nou net mooi gaan kyk op 'n praktiese vlak, nê. As jy 'n kar ry met 'n 50 liter tank, so meeste van ons se karre is 45 tot 55 liter.
Tensy nou 'n groot cruiser of iets ry, dink ek is 60 of 65 liter. Maar dan is geld nie 'n probleem nie. Nou dan is geld nou nie 'n probleem nie. So vir 'n 50 liter tank as jy hom vol maak, wat jy op hierdie stadium seker 1400, 1500 rand gaan kos. Nou voor hierdie volgende prysverhoging. R300 van dit gaan na die regering toe. 300. R300 in elke tank wat jy vol maak. En dit gaan na die sluit regering toe. Dit sluit byvoorbeeld die taxes, al die taxes in. Dit is al die taxes, ja, die road, so van dit gaan vir die road accident fund, obviously. Maar ja, basically baie van die fuel levy gaan om government debt, skuld. Te befonds. Dit gaan alles net om government skuld te die oorgrote meerderheid daarvan. Jy dink jy betaal vir die road accident fund. Ja, dis 'n klein deeltjie, maar die oorgrote meerderheid daarvan gaan eintlik net om hierdie bliksem se skuld af te betaal. Want hulle weet nie om met geld te werk nie. So ja, volgende keer, elke keer as daai payslip kom en jy sien, ek het eintlik helfte van hierdie maand vir wat is sy naam? Squirrel gewerk. Squirrel. En om Squirrel se kakbesluite te befonds. Dit is waarvoor ek van die 1 Junie tot die 15de Junie was dit my doel op aarde. Om dit te doen. Nou, om jou ewen nog beter te laat voel, elke keer as jy daai kaart swipe nadat jy jou klikskaart geswipe het, dit kan jy ook nou doen by Engine. Kan jy nou punte op jou klikskaart kry nie, what the fuck. But anyway, moisturizer, petrol, it all comes from the same byproduct, I guess. Of moisturizer is mos 'n baie van die elemente in petroleum jelly is 'n byproduk van petrol. Ja. Kyk nou vir jou, kyk hoe werk jy dit nou in jou kop uit. Ja, werk ek dit nou uit. Ek kan nie glo, my brein is nou on fire. Wel, dit was net 'n oomblik. Daar's nou weg. Daar's dit nou klaar. Daar die ligtheid nou uitgehardloop. Maar ja, jy nadat jy daai klikskaart geswipe het en jy moet dan die debietkaart tap, hou net in gedagte dat R300 van daai gaan na Cyril en sy skaramoesjes toe. En dan wil Barbara Creasy nog 'n addisionele tax insit nou met jou lisensie, as jy jou voertuiglisensie hernie. Kan Barbara Creasy vir my 'n bietjie gaan aftree? So daar's nou nog 'n tax my wat hulle wil deurdruk wat ook na die road accident fund toe gaan, want hulle is al vir jare en jare dink ek bankrot, sover ek weet. Dan dalk 'n laaste Colleen stats, mense wat die mees ongelukkigste is in sekere jobs. Ja, wat se 10 ongelukkigste beroepe. Okay, so wat se 10 jobs is dit? So ek kan net vir julle sê die kriteria hier was hulle het gekyk na basically die amount of pressure wat jy het in 'n rol, jou emotional exhaustion, burnout, low compensation in die rol. Dit is al die goeie wat hulle in ag geneem het. So kom ons begin by nommer 10. No surprises there. Corporate middle managers are the 10th unhappiest employees. Dan in nommer 9, electricians and trade workers. Electricians? Yeah, electricians. While in high demand, these physically taxing jobs often involve long hours outdoors, weather exposure and strict deadlines. Waar is die studie gedoen? Hierdie is actually gegrond op 'n paar studies wat ek Claude laat analyse het. Ja, so dit is 'n average worldwide, kan jy maar sê. Dan hospital and corporate security guards is nommer 8. Want hulle het ook irregular hours, is obviously ook 'n hoë stress environment. Retail sales associate, yes, I can tell you that was the time I was the unhappiest in my entire life, was toe ek in retail gewerk het. Dit was ook die tyd toe ons die meeste gedrink het. Ek het verskriklik gedrink. Dan as jy dit kan glo, dat jy meer gedrink het as wat jy nou glo, ja. Kan jy dit glo? 'n nuwe een tot die lysie, delivery and rideshare drivers. So ja, ek kry aanspreek almal jammer, hulle kom by jou huis en hulle smaal op hulle gesig, maar jy kan sien daai ou is nou al deur die ringer vandag. En hulle sê ook is income instability, hulle het nie werkplek sekuriteit nie byvoorbeeld. Ja. Ek lees 'n interessante stat ook, kan jy dink hoe word hierdie ouens getarget? Checkers het hierdie week uitgebring dat 77% van hulle Checker 60 drivers is documented, wil ek net sê, documented foreigners, legal foreigners. Maar slegs 23% van Checker 60 drivers is actually Suid-Afrikaners. Dan teachers and educators, ja, ek kan dit is hoekom ek nou so baie drink.
You do pick them well, don't you? I tend to pick them, I tend to pick them. Ek meen, eiendomsagent geword het. Dan 'n child and family social workers, veterinarians and vet technicians. En dit is spesifiek want is emotionally baie taxing. Ja, want meeste vets wil eintlik nie honde uitsit nie of diere uitsit nie. Anders is dokters. So dokters so veeartse word veeartse want hulle is baie lief vir diere. Mediese dokters word dokters want hulle haat mense. Is dit jou analise? Wel, as dit nie waar is nie, dan doen julle ouens 'n baie kak job om die teenoorgestelde te wys. Ek dink hulle hou baie van oorsese vakansies en groot huise. Nie mal vir mense nie. Okay, then second, customer. Nie almal nie. Nee, almal nie, ek veralgemeen weer eens, jy weet ek hou van veralgemeen. Nommer 2, customer service and call center representatives. Ja, ek het nog gedink hy gaan tops uitkom. I don't blame them as well. Ja, daai is ook dis 'n vreemde stelsel daar, want dit baie te doen met die environment van die fisiese environment, weer eens die ure, die instability, die mense wat jy moet bel wat op jou gil en skree. So ja, I get that. Ja, en dan nommer 1 is care workers and nursing aides. Ek dink hulle gee dalk actually om. Waar? Dis seker nie in Suid-Afrika. Nee, ek vermoed nie hierdie peiling is enigstens gedoen in enige publieke Suid-Afrikaanse hospitaal. Wel op hierdie staan privaat ook. Daai care workers is net so kak. Weereens ek veralgemeen. 'n klein bietjie. Almal van julle nie. Ek moet vir eerlikwaar sê, Green, ek is fucking bly ek het nie een van daai jobs nie, want ek sou regtig gesak het in een van daai. Mense kon nie self sê, maar daar sit ek nou solidly op nommer 5. So wat is jou volgende ene van die 10? Ag nee, jy het nou 2 gedoen. Hoe erg kan dit nou nog raak? Ek dink dan moet ek maar net 'n veearts word. Of in 'n call center. Ek dink 'n call center. Ek dink dit moet jou volgende ene wees, is 'n call center. Veearts moet jy nog 'n bietjie voor swat. Wel, ek dink op die staan baie daar doen ek maar die werk van 'n call center ook. So dit was nou Klets van 3 Junie 2026. Onthou om te deel en te share. Skryf ons 'n e-pos na klets@afrikaans.radio of 'n boodskap op ons social medias en dan sien ons jou volgende week. Cheers. Lekker. Baie julle. Kyk toe ek jong was, maar altyd sê daai het my weer lank toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net